Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Ek is dan nou terug by Prof. Koenig se boek Alle paaie lei na Jesus. En hy kyk vervolgens na die Nuwe Testamentiese siening oor heil of saligheid van die mens. Hieroor lig hy 4 aspekte uit. Eerstens, heil sonder gawes. Tweedens, toekomstige heil. En derdens, verheerliking. En vierdens, die ewige lewe. Oor die heil sonder gawes, sê Prof. Koenig die volgende. In die vroeë jare het dit redelik goed met Israel gegaan. En onder Dawid en Salomo selfs baie goed. Maar na die skeuring van die ryk en uiteindelik die ballingskappe en die terugkeer van Juda, het dit hoe langer hoe slegter gegaan. Aanvanklik het die profete die ballingskappe terecht toegeskryf aan die straf van God, omdat Israel voortdurend aan hom ontrou en ongehoorsaam was. Maar later het die ellende so groot geword dat hulle dit net nie meer aan die oordele van die Here kon toeskryf nie. Toe het hulle geleidelik tot die oortuiging gekom dat die bose magte die wêreld binnegeval en oorweldig het, en dat hulle ellende, wat hoe langer hoe erger geword het, deel is van die bose magte se aanslag op God se volk. Daarmee het die hele bo-natuurlike wêreld deel van hulle geloof geword. Ons praat van die apokaliptiek of die apokaliptiese wêreldbeskouing. Omdat die bose magte die wêreld oorgeneem het en op aarde regeer, gaan dit so sleg. Maar nou het dit ook nodig geword dat God met bo-natuurlike middele die bose magte sal oorwin en die heerskappy op aarde sal terugkry. Dit kon nie gebeur met die gewone aardse en historiese middele wat in die Ou Testament bekend was. Haal, droogtes, vrektes onder vee kon nie die bose magte oorwin nie. Dit het egter ook beteken dat die aarde anders waardeer is as vroeër. Dit was nie meer die goeie aarde waar God seënend by sy volk wou woon nie. Dit was die gevalle wêreld wat radikaal verander en vernuwe sou moes word, om 'n nuwe aarde te word. Hierdie perspektief kry ons reeds in sommige laat profete soos Jesaja, wat die wonderlike profesie oor die nuwe hemel en nuwe aarde en nuwe Jerusalem in Jesaja 65 uitgespreek het. Hierdie situasie van die duiwel en die bose magte wat op die aarde oorgeneem het, is die agtergrond van Jesus se aardse bediening. Ons is so gewoond aan die evangelies, dat ons nie eens besef, hulle teken 'n heeltemal ander prentjie van die wêreld as die Ou Testament nie. In die Ou Testament is daar byna nie sprake van bose magte nie. In Jesus se omgewing is dit vervuil van hulle. Niks anders oor Jesus se optrede kry meer aandag as sy wonderwerke nie. En onder die wonderwerke staan die uitdrywing van bose magte voorop. Herhaaldelik lees ons in die Nuwe Testament dat die duiwel in die tyd van Jesus op aarde regeer. Johannes 12 vers 31, 14 vers 30, 16 vers 11 ensovoorts. En Jesus se bediening word selfs opgesom met: hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak, wat in die mag van die duiwel was, want God was by hom. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat u gekom het om ook die mag van die bose oor die wêreld en oor ons te verbreek. Help vir ons om dit opreg te glo en nie bang te wees dat die duiwel en die bose magte ons nog steeds in hierdie tyd kan oorheers nie. In Jesus se naam. Amen.